Goeiedag julle, dis lekker om weer saam met julle te kuier. Ons gaan vandag bietjie saamgesels oor 1 Korintiërs 13 wat ons behandel het in Revolusie se sessie 10. Paulus se kragtige beskrywing van liefde. Hier is nie net 'n romantiese fairy tale nie, maar dis 'n praktiese instruksies vir hoe ons as gemeente met mekaar kan saamleef. Paulus skryf hierdie woorde aan Korintiërs, eintlik 'n gemeente wat om waarheid te sê, eintlik taamlik de mekaar was. Hulle het baklei, hulle was jaloers, hulle het mekaar seer gemaak. Klink dit dalk vir jou bekend? Ervaar jy dit dalk in ons gemeente of in jou klein groep of in jou vriendegroepe of in jou ouer groepe waar jy by die skool, by die sport betrokke is? Dit wys ons dat liefde nie net van self gebeur nie. Dit vra werk, veral in 'n geloofsgemeenskap. So kom ons kyk wat sê Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Hy sê die volgende: die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie ligraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. So Paulus begin dadelik om te sê, liefde is geduldig. En hierdie geduld is nie, dit gaan nie oor die geduld wat ons moet hê om te wag in verkeer of in 'n winkel se tou nie. Bybelse geduld gaan dieper. Dit is wat in jou hart gebeur wanneer iemand jou benadeel. Geduld beteken jy vat lank voor jy kwaad word. Jy rek jou verdraagsaamheid uit. Chrysostomos, 'n vroeë kerkvader, het gesê, patience is the spirit that could take revenge if it liked, but utterly refuses to do so. Dink daaroor, God is geduldig met ons, God is geduldig met jou, met al jou nonsens. Hy slaan nie terug nie. Hy vra ons om dieselfde te doen. Wanneer iemand jou irriteer, moenie dadelik reageer nie. Bid eers, laat gaan en vergewe. Dis nie 'n swakheid nie, enige iemand kan kwaad word. Maar dit vat krag om geduldig te wees. En die Bybel sê, ons moet dit ongelukkig aanleer. In ons gemeente beteken dit ons leef met genade teenoor mekaar, selfs wanneer dit moeilik is, of wanneer jy verskil. Praat met mekaar oor die volgende vraag in julle groep. Deel 'n praktiese situasie uit jou lewe waar iemand jou herhaaldelik te nagekom het, of jou verkeerd hanteer het, en jy die mag gehad het om terug te slaan, maar nie dit gedoen het. Wat het jou gekeer? Of, as jy wel teruggeslaan het, wat sou jy anders gedoen het, as jy daardie situasie weer kon oorleef? Dan kom Paulus en hy sê vir ons, liefde is vriendelik. Vriendelikheid is meer as 'n glimlag of mooi woorde. Dit beteken jy betaal kwaad terug met goedheid en soek aktief vir ander se welsyn. Die Griekse woord vir vriendelikheid is Christos, beteken nuttig of bruikbaar. Dit gaan nie daaroor om stil te bly of om konflik te vermy nie, maar om te reageer op 'n manier wat 'n ander persoon opbou, selfs al het hulle jou seer gemaak. As iemand aanvallend teenoor jou is, moenie uit woede reageer nie. Kom eers oor jouself, bid, dink en praat dan met die ander persoon se beste belang in gedagte. Dit kan 'n oop gesprek wees of selfs 'n liefdevolle konfrontasie wees, maar die doel is altyd ander se welstand. In ons geloofsgemeenskap beteken dit ons werk saam, al is daar wrywing, want ons is almal net gewone mense. Die teks sê vriendelikheid beteken om kwaad met goed te vergeld. Kan jy 'n tyd deel toe jy iemand se welsyn eerste gestel het, selfs al het hulle jou seer gemaak? Hoe kan ons dit meer in ons daaglikse lewe toepas? Gesels met mekaar in die groep. Dan kom Paulus en hy sê vir ons, liefde is nie afgunstig of grootpraterig nie. Liefde is nie jaloers nie. Dit beteken jy kan ander se sukses vier
veral wanneer hulle beter is in iets wat jy ook baie goed doen. Jaloesie is giftig, veral die soort waar jy wens iemand anders het nie hulle sukses gehad nie. Paulus sê ons identiteit is in Christus, nie in ons prestasies nie. As iemand anders beter presteer, dan is ons houding en woorde vlieg hoër, hardop vinniger. Ek is bly vir jou. Jaloesie is 'n groot uitdaging, veral as dit kom by ons kinders. Dit is moeilik om te aanvaar wanneer iemand anders se kinders beter presteer as jou eie in skoolkompetisies. Almal dink hulle jaloesie is nie 'n probleem nie, totdat dit by wedstryde of by prestasies van jou kinders kom. Ons moet ons kinders van kleins af leer om nie jaloers te wees nie, selfs wanneer die lewe onregverdig voel, soos wanneer 'n skeieregter 'n fout maak teenoor jou kind en jou kind verloor. In plaas daarvan om bitterheid of afguns aan te moedig, moet ons hulle leer om genadig te wees en ander se sukses te vier. Kompetisie is nie altyd sleg nie, maar as dit lei tot jaloesie, bitterheid of afguns, word dit 'n ernstige probleem. Liefde, soos wat ons lees in 1 Korintiërs 13, beteken om ander se sukses te vier sonder om jaloers te wees. Grootpraterigheid is net so groot struikelblok. Dit gaan oor subtiele spog, soos om iets op sosiale media te plaas met die verkeerde motief, byvoorbeeld om ander jaloers te maak of 'n klein prestasietjie, of jy wil net sê vir jouself #blessed. Liefde soek nie aandag nie, maar is tevrede in Christus. Vra jouself af voor jy weer iets post. Waarom plaas ek hierdie foto of storie? Is dit om te spog of om 'n gemeenskap te vier? Laat ons harte toets. Ons moenie gepla wees oor onsself nie. Ons moet leef met 'n blessed self-forgetlessness, soos Tim Keller dit noem. In julle groep bespreek die volgende vraag: watter area van jou lewe, werk, gawes, kinders se prestasie, sosiale media, is jaloesie vir jou regtig die moeilikste? Waarom is dit soms so moeilik om ander se sukses te vier, veral as hulle beter presteer in iets wat jy ook baie goed doen? Liefde is nie ligraak of selfsugtig nie. Liefde is nie oorsensitief of maklik kwaad nie. Om liggeraak te wees is onvolwasse en manipulerend. Dit sê, as jy nie doen wat ek wil nie, gaan ek negatief reageer. Dit kaap verhoudings en maak dit onmoontlik vir ander om eerlik te wees met jou. Liefde is ook nie selfsugtig nie. Ons is soos die maan. Ons skyn net omdat God se lig weerkaats. As ons self probeer skyn, dan misluk ons. As jy voel jy seer gemaak, gaan eers na God toe met jou emosies. Vra hom om jou te help om nie touchy te wees nie, sodat ander veilig kan wees en voel om met jou te kan praat. Liefde soek die ander se belang, nie jou eie nie. Bespreek mekaar die volgende vraag, en die volgende vraag is wat jy net vir jouself gaan antwoord. En ek wil hê jy moet diep en eerlik reflekteer oor die volgende vraag. Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe veilig is dit vir ander mense om met jou te kan praat? Kan mense jou korrigeer of terugvoer vir jou gee, sonder dat jy verdedig of touchy raak? Ek weet nie waar is jy op die skaal van 1 tot 10 nie. As jy twyfel, vra dalk jou man, jou vrou, jou ouers, jou broer of jou sussie, of jou vriende. Wat is hulle ervaring om met jou te praat of 'n saak met jou te bespreek? En dan gaan bid jy hieroor en vra die Here om jou te help om volwasse op te tree in sulke gesprekke. En dan kom Paulus en hy sluit vir ons hierdie deel af en hy sê vir ons laastens: liefde bedek ander se skandes in privaatheid. Glo die beste van mense, hoop vir hulle herstel en verdra self die moeilikste tye. Dit is nie swakheid nie, maar 'n kragtige kosmiese krag. Liefde gee nie op nie, selfs wanneer dit pynlik is. Dit beteken ons hanteer probleme in die kerk of 'n gesin met gesprek en privaatheid. En ons bly hoop vir die beste, wat ons vertrou God se werk in mense se lewens.
praktiese toepassing miskien vir jou is in jou verhoudings met jou gesin, jou vriende of kollegas. Oefen hierdie liefde. Bedek foute met genade. Glo die beste en bly hoop selfs as mense jou teleurstel. Dit is hoe ons Christus se liefde wys. Bespreek die laaste vraag met mekaar. Die teks beskryf liefde as iets wat skandes bedek, die beste glo, hoop en alles vertra. Hoe kan ons hierdie soort liefde in ons gemeenskap leef, veral wanneer daar konflik en teleurstelling is? En deel 'n voorbeeld dalk waar jy hierdie liefde gesien of ervaar het. 1 Korintiërs 13 is nie net 'n mooi gedig nie. Dit is 'n oproep tot aksie. Liefde is geduldig, vriendelik, nie jaloers of verwaand nie en dit verdra alles. Dit is prakties en soms moeilik, maar dit is wat ons as gemeente moet leef. Kies hierdie week een eienskap van liefde, geduld, vriendelikheid, nie jaloers nie, nie ligraak nie, om prakties te oefen. En deel met mekaar volgende week hoe dit met jou gegaan het. En nou kan julle saam afsluit en vir mekaar bid dat die Heilige Gees julle sal help om hierdie liefde te beoefen. In ons huise, in ons kerk en in 'n wêreld sodat God se lig weerkaats en nie ons eie nie. Lekker aand vir julle.